ek het nou net van daai kant af gery in hierdie rigting, daarheen met my bakkie, soos jy daar sien, dit is die Hilux 4x2 bakkie wat ek al vir die laaste, ek al van 2017 af so ry, en hierdie pad lyk nie as wat vreeslik sanderig en moeilik is om te ry, maar dit is, hierdie bakkie van my het bietjie moeite gehad om hier te ry, so ek sal jou sterk aanbeveel, as jy na hierdie plaas toe kom, moet jy maar met 'n 4x4 ry, want dit is, hierdie sand is nie te lekker nie, en dit is 'n bietjie van ek weet nie of dit 1 of 2 grade opdraande is, maar dit is nie 'n lekker kombinasie vir 'n 4x2 bakkie om hier te ry. Hier is marula bome, kom ons doen 'n bietjie 'n veldontleding. Wat 'n soort van plante is dit hierdie? Is dit 'n kudu bessie of 'n kudu klapper? Daar is as jy jou veld blomme en jou bome en boomsoorte ken en struike gewasse, dan kan jy 'n bietjie vir my net hier onderaan hier kom reageer jy, tel vir my, en mense wat dink dat ek sonder deur mekaar praat, ja, ek praat deur mekaar, want ek is nie die dominee wat met 'n draaiboek voor my. Ek praat sommer net hier van wat ek sien uit die vuis uit, kan jy nou maar sê. Nog 'n marula boom, hier's baie marula bome. Ja, dis definitief verseker 'n bietjie van 'n opdraande, klein opdraande hier. Ons wag eintlik nou vir Chaka en vir die eienaar. Hulle het met 'n quad hier teen een van die heuwels op uitgery en hulle kom nou terug, kom nou af. Die lug is swart. Koeltebome beweeg nie. Ek beweeg nie. Koeltebome staan stil. Doet boep bokkie in die bos. Sy wag. Doringboom krap my vel. Ek voel niks meer nie. Niks. Koeltebome staan stil. Doet bokkie in die bos. Sy wag. Doringboom krap my vel. Ek voel niks meer nie. Niks. Rooi bokkies in die lug, hulle vries in die straal. My vlimmer op die sneller, dis net te ver. Dis nie persoonlik nie. Rooi suiderkruis, kyk af, 4 sterre in die niks. Ek tel die karkasse, geen die moesie in die cruiser. Goue staal, die my been die blaas. Is 'n graf, ek is die baas van die plaas. Koeltebome staan stil. Bokkie in die bos, sy wag. Doringboom krap my vel. Ek voel niks meer nie. Niks. Koeltebome staan stil. Bokkie in die bos. Bokkie. Doringboom krap my vel. Ek voel niks meer nie. Bokkie het gekom, uit my siel gevat alles. Nou is ek soos die doringboom, hard en droog. Jy kan my nie breek nie, ek bloei nie eers nie. Niks bloed, lied wat brand stadig. Die rook is grys, geld in die kluis. Vrees in die kamp, moenie naby kom nie. Koeltebome staan stil, maar stoot. Bokkie in die bos, sy wag. Doringboom krap my vel. Ek voel niks meer nie. Niks. Koeltebome staan stil. Bokkie in die bos, sy wag. Doringboom krap my vel. Ek voel niks meer nie. Niks. 5 en 6 op die meter. Doringboom, sy het my hart gevat. Ek smeer nie Erasmus broedery. Groot eier koeie, cruiser. Lekker op die bolton, groot eier koeie. Groot eier koeie. Groot eier koeie.
mense eerste indrukke toe ons op die van hierdie 1000 hektaar hier naby Marken. Hier is 'n bietjie heuwels op het. Is hier dalk die eienaar het ons kom haal met sy motorfiets. Daar is hy. Daar gaan hy en Chaka is hier. Hy is blykbaar nie 'n huis op die grond, maar dit gesien nie. En nog 'n ding is, iemand het gister in een van my video's onderaan gereageer. Baie dankie daarvoor dat jy, dit lyk asof dat ek nie deur mekaar praat. Ja, ek praat deur mekaar. Dit is so, dankie dat jy dit opgemerk het en dat jy reageer. Want ek weet nie wat ek gaan sê. Ek het nie 'n draaiboek voor my. Dit is, ek praat sommer hier uit die vuis uit vir wat ek sien. Dit is heeltemal alles onvoorbereid. Daarvoor as jy miskien op die video kan sien, daar is die eienaar op sy motorfiets. Hy het nou seker so 20 km grondpad gery om ons te kom ontmoet. En nou daarvoor ons is Chaka ook. Die boomsoorte, ek sien hier soos hierdie genoeg kos vir blaarvreters. Die wildgetalle wat jy wil weet, dit het ek nie nou hier by my nie. Jy gaan nie wildgetalle hê, maar moet kyk. Ek sien daar soos blauwille beeste voor in die pad. Hulle het nou net pad gegee daar voor die motorfietsryer. En hy het vir my gesê, hulle ry die hele plaas vol. Hy het nou die dag 4000 km gery deur SA en deur Swaziland met die motorfietsse. Hy sê hulle het glad nie, hulle het nie voertuie, hulle het nie karre hier. So ek weet nie hoekom hulle van die lughawe nie is 'n buitelander, die grond hoort aan 'n buitelander. En dit is heeltemal die grootste deel van die grond is plat topografie. Daar is 'n bietjie 'n bergagtige deel op. Ek weet nie waarheen ry ons of ons nou een soort van kampplek toe gaan nie, maar hy het net vir my gesê hier's nie 'n huis op. So ons kyk waarna gaan ons wat ons verder sien. Ek gaan nou 'n bietjie stil bly en jy gaan nou na Baby My Bokkie musiek luister. Dis net meer as 1000 hektaar, my naam is Xavier Erasmus. Ek is 'n agent makelaar vanaf Ellisras. Druk like, deel hierdie video met jou vriende. Hier is Eskom 3-fase elektrisiteit wat deur die grond gaan. Wel ek het nou net 'n 3-fase elektrisiteit gesien. Kabel hier waar ons nou ry. Elektrisiteit kabel. Ja, hier links van my is die elektrische kabel, is die 3-fase elektrisiteit. So, as jy wil elektrisiteit kry, dan kan dit kan. Voltgetalle, kyk maar net onderaan in die beskrywing. Ek het nie dalk nou onmiddellik die prys en die voltgetalle, maar jy gaan dit kry. Jy sal maar net môre weer moet terugkom en kom kyk na die voltgetalle, wat jy hier kry.
ek ken iemand, weet wie van dit gaan hou. En dis mos nou 'n lekker uitsig hierdie. Casper, sien jy dit? Casper, hierdie is wat ek dink jy sal baie lekker hier bly, net en hier is internet, hier is LTE by hierdie op hierdie so en hierdie dek of hierdie plek is lekker stee, dis van metaal. Want jy kry baie keer kry mense plekke waar hierdie dek is van hout. En as jy op daarop stap want dan voel dit asof die ding gaan omval. Maar hy is behoorlik. Hy's netjies, hy's goed gedoen. En dis 1033 hektaar in die Marken omgewing. Alles wat jy weet en wat vir jou belangrik is, kry in die beskrywing onder. My naam is Groe Erasmus. Wens jou 'n skone dag. Okay, vandag is ek hier by 1033 hektaar wildplaas, min of meer, dis dalk meer, dis dalk minder. Marken omgewing, plat topografie. Hierdie is die enigste akkommodasie wat hier op die grond is hierdie hut, dis hierdie hut en huis. Die eienaars, hulle is hier nou vandag hier. Jy sien die een eienaar het ons nou kom haal met sy motorfiets. Hy is seker so 20 km daai kant toe en 20 km teruggery op die grondpad. Alles wat jy wil weet, die wildgetalle hier onderaan, as jy nie die wildgetalle hier onderaan sien, dan moet jy maar net vir my kom WhatsApp stuur. Ek het vandag, as ek die wildgetalle kry, dan skryf ek dit onmiddellik daar in die prys behoort ook al daar te wees. Dit is, hier is onder 'n pragtige groot marula boom, hier is meer as genoeg water, hier is 'n bietjie heuwels hier aan jou regterkant en aan my linkerkant is daar heuwelagtig. Grond is in 'n vierkantige vorm, boorgat, water, dit weet ek nie, ek het gesien, ek het water hier gesien, waterpunte, so hier is genoeg water hierdie area, hier is genoeg water in die omgewing. Goeie bure, die plaas langsaan het nou net so 6 maande, 8 maande gelede verkoop en dit is 'n groot buitelandse jagters safari bedryf. Hierso is van die grootste marula bome wat ek in 'n lang tyd op 'n plaas gesien het. Dis wat jy hier by hierdie 1033 hektaar plaas kry hier naby in die Marken omgewing. Dit is 'n plat topografie, ek is hier voor my, is die eienaars wat hier voor my ry. En dit is hoe jy Saterdag kan deurbring. Hoe hou jy daarvan? Hier is die wildgetalle en die water, alles gaan jy onderaan kry. Ja, hier is net een boorgat. Hier is nie 'n huis, hier is wel die akkommodasie. Dit is net 'n hut wat op 'n stelte gebou is. Maar alles is van metaal en dit is baie mooi. Dit is lekker rustig. Hier's nie 'n oormatige van verbeterings aangebring of geboue en huise. Dis ongerepte natuur. Hierdie deel, ja, is 'n bietjie 'n probleem. Hierdie deel van die grond, daar is 'n bietjie sekelbos. So ja, jy gaan bietjie moet ontbos. Dis eintlik die woord wat ek ons nou nie mag noem by kopers, is die woord, dis die S-woord, dis die sekelbos woord. So hier was seker eens 40, 50 jaar gelede was hier landerye gewees, want ek ken iemand wat van my lewe se dae, hier rond was hulle familiegrond gewees 50, 60 jaar gelede. Maar moet jy weet hoe primitief was dit ook in daai van my lewe se tyd gewees. 60 jaar gelede was die bakkies met lugverkoeling, klimaatbeheer gewees, stuurbekragtiging. Hier's nog 'n marula boom. Jy het maar warm gekry en en dit was 'n daar was met droë lande geploeg, gewerk. Grommetjies hoofsaaklik. Ons het dit ook van my lewe se dae nog met grommetjies my oorlepa het ook nog daar op droë lande een keer grommetjies geplant en dit was in 1979 gewees. Daar agter ons huis. Maar nou is daar 'n spulpunt daarop. Daar waar die grommetjie lande was. Ja, mooi. Hou jy van hierdie soort van
Hou jy van hierdie soort van plante groei en habitat en natuur? Wildgetalle, ek weet jy gaan wil vra. Ek het nie wildgetalle. Wat hier gebeur is, hier is twee vennote, hulle breek op, hulle split, hulle verdeel. So daar gaan ergens naar 'n wildtuining, hier is 'n rooibok, daar gaan ek iets 'n rooibokkie. Daar sê ek daarom ten minste nou het ek daarom 'n bokkie, daar's nog eenetjie, daar's nog 'n rooibokkie. Ek hoop jy kon dit sien. So hier is wild. Dis net nie ander blou wildebeeste ook gesien. Dis net nie alles is soveel soos wat jy verwag. Die is wild. Okay, en hier is nou by die uitgang. Dis mooi kaal grond wat as jy iets wil hê wat nog nie ontwikkel is en daar's nie ander mense se huise daarop, dan dan's die plek vir jou. Ek het ook baie foto's dat jy as jy nie daarvan hou om video's te kyk, jy kan my foto's ook altyd na my foto's kyk. My naam is Groewe Erasmus. Ek was al op ten minste 600 plus plase van dwaalboom na Mylstroom, Valwater en alles tussenin. En as ek vir jou klink as vir jou deurmekaar praat, ja, want ek is onvoorbereid. Die lug is swart. Koeltebome beweeg nie. Ek beweeg nie. Koeltebome staan stil. Hier is 'n jagskuiling, 'n boogskuiling agter my. En hier is ook nie 'n huis nie. Hier is wel die enigste soort van akkommodasie is daar aan my linkerkant en jou regterkant. Jy gaan in my ander foto's en video's, jy sal dit daar in my ander foto's en video's sien. Daar is so 'n klein grasdak huisie met 'n dek wat so in 'n marula boom, in 'n enorme marula boom ingebou is. En daar is net met 2 5000 liter watertanks. Ek het nou net die water daarvan geprobeer. Dit is soet water. Hier is baie goeie bure. Maar alles wat jy wil weet en wat vir jou belangrik is, gaan jy onderaan in die beskrywing kry. En die eienaars van die grond is buitelanders. Daar is die akkommodasie gedeelte. Dit is letterlik net daai kamertjie, soos daar waar daai kamertjie en reg onderkant die kamertjie is daar twee is die watertanks. Hier is Eskom elektrisiteit en ek bedoel hierso is Eskom beskikbaar, maar dis nie die hoogspannings, die 3 fase elektrisiteit gaan hier deur die grond, vloei hier deur. So jy kan elektrisiteit kry as jy wil, maar hier's ook nie 'n huis nie. Okay, in die vorige video het ek gepraat van hierdie grond gaan word en hier word 'n heining opgerig en dit is die verkopers. Hulle gaan die heining op hul koste oprig. Dit is 'n wildheining en die rede waarom hier 'n wildheining opgerig word is omdat splitsing, verdeling van vennote en van aandeelhouding is en vennootskap wat paadjies moet gaan skei.